Wat doen jy wanneer jou pyn begin praat? Kom ons wees eerlik. Wanneer ons seer het, ons praat anderste. Wanneer jy teleurgesteld is, dan raak jou woorde soms swaarder. As jy moeg is, ek weet vir my, as ek moeg is, dan raak my geduld soms korter, né? Wanneer jy oorweldig voel, dan begin jou hart baie maklik vrae te vra. Jy raak suspisieus oor dinge. Wanneer jy lang bid, jy praat gereeld met die Here oor 'n situasie en niks verander nie, dan begin ons baie keer wonder, Here, hoe lank nog? Dis presies hoekom die psalmskrywer vir ons hierdie volgende sê, hoekom psalms oor die algemeen vir my so kosbaar is. Want die psalms wys vir ons dat God nie net belangstel in mooi, netjiese Sondagwoorde nie. God maak ruimte vir regte mense met regte pyn. Kyk hoe bid Dawid in Psalm 13 vers 1 tot 2. Hy sê, hoe lank nog, Here, sal U vir my altyd vergeet? Hoe lank nog sal U van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog worstel met my gedagtes en dag na dag met hartseer leef? Geliefde, daai skrif dis eerlik. Dawid maak nie asof alles reg is wanneer alles nie reg voel nie. Hy steek nie sy vrae weg nie. Hy probeer nie sterk klink net omdat hy geestelik wil lyk nie. Hy kom na die Here toe en hy roep uit. Hy sê, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog, Here? En dalk was jy al daar. Dalk is jy nou daar, né? En dan sê jy, hoe lank nog moet ek sit met hierdie spanning? Hoe lank moet ek nog sit met hierdie seer? Hoe lank moet ek nog worstel met hierdie onsekerheid? Hoe lank nog met hierdie gebed wat net voel, daar is nie antwoorde nie, asof die Here my net nie hoor nie? Nou die Bybel wys vir ons dat jy mag met jou pyn na God toe gaan. Jy mag jou pyn na God toe bring. Jy mag by God kla. Jy mag vra. Jy mag huil. Jy mag sê, Here, ek verstaan nie. Maar hier's die belangrike deel. Dawid, hy bring sy pyn na God toe. Hy gebruik wel nie sy pyn as 'n wapen teen God nie. Want kyk gou-gou, né, hoe eindig hierdie selfde Psalm? Dis in vers 5 en 6. Dan sê Dawid, maar ek vertrou op U troue liefde. Ek sal juig omdat U my verlos het. Ek sal tot eer van die Here sing, omdat hy goed was vir my. Ons sien hierso, hy begin met pyn, maar hy eindig met vertroue. Hy begin met vra, maar hy eindig glad nie met minagting nie. Hy begin met, Here, hoe lank nog? Maar hy eindig nie met hy eindig met, Here, ek vertrou op U troue liefde. En daar is vir my 'n groot verskil. Dis vir my so mooi is, daar's 'n manier om met jou pyn na God toe te hardloop. En daar's 'n manier om met jou pyn teen God te kan draai, en daai is gevaarlik. Pyn wat na God toe hardloop, sê, Here, ek verstaan nie, maar ek kom na U toe. Pyn wat teen God draai, sê, omdat ek nie verstaan nie, gaan ek U karakter verdink, ek gaan U in twyfel trek. Dawid wys vir my en vir jou, hy wys vir ons 'n beter pad. Hy wys ons kan eerlik wees, sonder om arrogant te wees. Hy wys dat ons kan vra sonder om God te beskuldig. Hy wys dat ons kan kwesbaar wees, dat ons kan huil, maar ook sonder om ons eerbied vir God te verloor. So ek en jy, ons kan sê, Here, hoe lank nog? Maar ons moet steeds sê, maar ek vertrou op U troue liefde. Geliefde, daai is geestelike volwassenheid. Daai is hoe ek en jy met ons pyn na God toe gaan, maar ons nie ons eerbied vir God verloor nie. So vandag, ek wil jou regtig net aanmoedig, bring jou pyn na die Here toe, bring jou frustrasie, bring jou onsekerheid, bring al daai dinge na die Here toe. Moenie voorgee nie, moenie godsdienstige maskers dra nie, moenie kom met 'n vals glimlag nie, kom met jou eerlikheid, maar en hier is die bemoediging, vra ook die Heilige Gees om jou te help, dat hy jou pyn, dat jou pyn nie jou woorde oorneem nie, dat jou pyn nie die enigste ding is wat jou motiveer en jou verbitterd los nie. Kom na die Here toe, eerlik, kom opreg, kom met jou pyn, kom met jou vrae, maar laat toe dat die Here jou hart vorm, né? So, geliefde, ek hoop dit maak vir jou sin, ek hoop dat hierdie oordenking leer jou, soos dit vir my hierdie week leer, om werklik net eerlik te wees vir God, maar ook in dieselfde proses nie arrogant te wees nie. Laat ons nie verloor waar dit eintlik gaan nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir U enorme genade oor ons lewens. Ek bid dat U aanhou sal met ons werk. Here, kom louter ons hart, kom louter ons gedagtes, kom louter ons pyn, ons frustrasies, ons teleurstelling, ons bitterheid, daar waar ons voel, ons het 'n reg om te voel soos voel. Here, mag daai emosies ons nie so oorweldig, dat in ons praat en in ons dink, en wanneer ons na U toe kom, daar minagting
of iets leliks uitkom nie. So daarom vra ek Jesus, lei ons, leer ons, laat die Heilige Gees ons woorde ook vir ons louter. Dis my gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.